Hoe gaan dit? Ek hoor vandag is 'n groot dag. Waar is al die ma's? Steek gou julle hande op. Julle moenie so skaam wees daaroor nie. Luister, ek wil net vir al die mans van daai ma sê, well done. Dis nie vir julle was hulle nie ma's nie. Okay? Well done, jy het jou job gedoen. Luister, ek sê Moedersdag is altyd so thing in ons huis. Ek het nie in 'n huis groot geword waar ons dit vier nie, maar my vrou, hulle vier alles, nou. So in ons huis is dit so mooi, dit het al nou 14 jaar gevat, maar elke oggend dan gaan die kinders, dan het hulle 'n briefie van mamma gedoen en 'n ietsie, gee dit vir my vrou en dan lees sy die briefie. Nou, dit het al 14 jaar gevat om nie te huil as hy deur die brief gaan nie. Jy weet daai wanneer 'n kind vir 'n ma sê, mamma, baie dankie dat jy so great is. Ek wil graag eendag soos jy wees. As ek helfte die ma kan wees soos jy, dan begin my die trane en dan is almal emosioneel. Ek dink die Here het 'n ma gemaak om vir die wêreld te wys hoe sy liefde lyk. Ons mans is nie regtig so gedesign nie, maar die vrouens het baie liefde en ek waardeer dit heavy van my vrou en ek hoop elke man en kind waardeer dit van hulle ma. Draai na mekaar toe, sê hallo, gee mekaar 'n drukkie. Veral as jy by die huis is en jy sit langs 'n ma, gee vir haar 'n bietjie liefde. En dan kan ons almal lekker staan en dan maak ons die Here se naam groot. The King who was
to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. In Jesus' mighty name I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Goeiemôre almal, jy kan net so sit plek inneem. Goeiemôre van my kant af ook en baie gelukkige Moedersdag. Vir al die mammas, vir die oumas, maar weet ook daar's baie van julle wat op ander maniere moederfigure is vir die mense in jou lewe, vir die kinders wat vir jou skool hou. So ek weet dit neem baie fasette aan, ons ook baie papas wat 'n groot rol vervul as 'n mamma. Of partykeer daai rol vervul. So ons sluit sommer julle almal by dit in. So baie gelukkige Moedersdag. Ek hoop julle word heerlik bederf. Ons het so 'n paar afkondigings sodat ek vir Gys voorstel. Ekskuus. So ons begin vandag met Pinkster, soos julle weet, so vandag. Ons het nie vanaand 'n Pinksterdiensie, vanaand is gewone switch. Maar dan het ons maandag tot woensdag dan nou ook Pinkster. Dit begin 7uur en dan so van 6:15 of 7 se kant af is daar lekker sop, soos altyd. So ek weet nooit of sien mens regtig uit na die Pinkster of sien mens net uit na die sop. So maar either way. Wat ook al jou in die kerk gebou kry, ons genoem nie. Maar kom geniet, kom eet op die sop is nie net dit is dat jy kom, maar dit is 'n lekker geleentheid om 'n bietjie saam te eet voor die tyd. Brood te breek, so kom kuier saam met ons en dan kom luister graag na Gys. Die diens begin so 7uur. Daar sal gelykloopend ook kinderpinkster wees. So as jy wonder wat van die kinders, die organisasie Geopende Deure het 'n hele week se aanbiedinge. So hulle bied kinderpinkster aan en hulle het 'n hele baie oulike dinge wat hulle saam met die kinders gaan doen. So asseblief bring jou kind saam, daar sal iets wees vir hulle ook, as hulle nie so met jou in die kerk wil sit nie. So ons sien uit na hierdie Pinksterweek. Dan die volgende groot ding is maar golfdag, so dit is 'n blywende afkondiging. Ons het regtig nogal heel wat nodig. Ons kry stelselmatig groot borgings, ons is baie dankbaar daarvoor. Maar ons het nog baie pryse nodig en nog baie vuurwil inskrywings nodig, bytjieborge nodig. So as jy op enige manier vir ons kan help, van vakansieverblyf, dinge wat ons kan opveil soos meubels, jagpakkette, pryse is enige iets wat jy weet 'n golfer lekker sal van hou. So jy kan jou kreatiwiteit daar gebruik, maar ons het nogal baie nodig om daai dag so suksesvol as moontlik te maak. So as jy enige verdere inligting nodig het, kan jy by die toonbank draai maak of jy kan met my of met Martie net daaroor gesels. Ons besonderhede is alles in die afkondigings. Dan glo dit of nie, is ons alweer op pad Heupweek toe. So is altyd die beste week van die jaar. Ons sien baie uit daarna vir. Dit is 'n vakansieprogram wat ons aanbied vir die kinders in ons gemeente, maar ook vir die kinders in ons gemeenskap. Is nie net kinders van ons gemeente wat dit bywoon nie. Dit is van 1 tot 5 Julie. So ons het al lekker begin beplan en ons het 'n tema en die bemarking is uit. Die inskrywingsvorms gaan ook vandag uit, so as jy 'n papiervliegtuigie het, dit is 'n inskrywingsvorm. Asseblief maak hom oop. Die koste per leier is R700 en dis vir enigiemand van graad 7 tot studente en dan ook R300 vir kinders. Gewoonlik vra ons voor die tyd so 'n bietjie vir borge. So as jy voel jy wil dalk 'n student of 'n leierborg of 'n kindborg, is jy welkom om saam met ons daaroor te kom gesels. Ons het ook nogal baie nodig vir die week. So jy kan dink die kos vat nogal 'n storie om al hy kinders vir 'n week kos te gee. Baie sappe, baie soeties, 1000 vissers, 1000. Baie knickknacks. Ons het ook vervoer nodig om te help. Ons gaan haal kinders by die naskole in die omgewing. So as jy voel, maar ek is beskikbaar, maar my kar is daarom so 'n bietjie groter as 'n City Golf, dan kan jy kan met 'n City Golf ook kinders rondreis. Maar ons het nogal hulp nodig om daai week lekker te maak, maar dit is 'n groot week vir ons gemeente en vir ons gemeenskap.
Dan sommer die laaste 2 dinge, daar is 4 staanplekke oop vir ons gemeentekamp, so as jy nog gewonder het of jy wil saamkom, ons het so 'n paar kansellasies gehad. So daar's 4 oop voordat ons dit teruggee vir Konka. So as jy nog gewonder het of jy wil saamkom, asseblief kom op net 'n draai daarso. Dan soos altyd het ons tee en koffie na die diens offergawe is by die deure. As jy dalk vir die eerste keer hier is dit die dinge hier by ons werk, maar jy is baie welkom om na die tyd saam met ons te kuier. Nou voor ons weer begin sing, is dit my groot voorreg om vir Gys so lank voor te stel. Hy gaan nie nou al vorentoe kom nie, hy sal nou self opkom by gewone tyd. Gys van Skoor. Ons spot altyd en sê die beste predikers kom bietjie verder. Hy kom al die pad van die Kaap af. So, ons is so opgewonde om hier te hê. Marcus het nou in Hemelvaart dit baie mooi gesê. Gys sou laas jaar Pinkster by ons kom doen het. En hy toe nie, sal ons nie deel wat met hom gebeur het nie, maar verskriklik siek geword. Hy is toe nou huis toe. Ek en Marcus spring toe nou in vir Pinkster en Marcus het so mooi op Hemelvaart gesê. Ons sien uit om te weet hoe kom ons 'n bietjie vir jou met wag. So, jy is baie welkom hier by ons gemeente. Ek wil so ietsie oor hom vertel. Hy het gesê ek mag dit nie te lank uittrek nie. Hy sê in kort is hy regtig nog besig om mens te word. Ons ouderdom, so hy is deel daarvan. Maar hy was by gemeentes Somerstrand, Mamasbury en by Durbanville gemeente. So jy kan sien hy het 'n voorkeur vir iets daaronder. Maar hy was by daai 3 gemeentes het hy in sy bediening bedien. Maar tans is hy deel van wat ons noem die geloofsentrum, wat regtig passievol is oor geloofsvorming in gemeentes en in predikante reg oor die land. Ek het self 'n geloofsreis bygewoon, dit strek oor so 3 jaar, 2 weke in 'n jaar, en ja, ek sê gister vir Pieter, ek weet nie of Gys weet wat 'n ongelooflike verskil en impak daai reis op my lewe persoonlik en in my bediening gehad het nie. So Gys investeer ongelooflik baie in predikante reg oor die land en besigheidsleiers reg oor die land, oor hierdie hele ding van mens word. En ek dink hy gaan baie daaroor praat hierdie week, so ek wil jou uitnooi om dit by te woon. En ons sien uit om na hom te luister. Ek wil 'n laaste ding gedeel, wat seker die beste Gys opsom, en dan seker vir my opsom. Ek vertel gister vir Pieter die storie, die heel eerste week wat ek saam met Gys is, sit ons nou daar om die tafel, en hy het alles uitgedeel wat ons moet hê, en hy word stil, en hy vertel sommer so ietsie oor homself, en hy vra, is daar enige vrae? En ek steek my hand op en ek sê, waar is die program vir die week? Vreeslik voorbarig. Vra ek hom, waar is die agenda? En hy het nou net soos rustig so gekyk, hy sê, Frelien, jy gaan baie leer in hierdie geloofsreis. Nou tot vandag toe het hy nog nie vir my program gegee nie, en ek het hom so mooi terugbetaal met dit, en ek het vir hom 'n lang e-pos gestuur met sy program vir die week. So ek het ook maar weer geloofsreis bywoon. So, dit is iets wat my baie gaan bybly, en ek het sommer daai dag al klaar baie geleer, en ek hoop julle leer ook. So Gys, jy is baie welkom by ons. Mag jy welkom voel, mag hulle jou laat welkom voel, ons sien uit om na jou te luister en by jou te leer. Dankie. Ek gaan vir ons bid, dan sing ons. Jesus, dankie vir 'n mooi dag. Dankie vir die begin van Pinkster. Mag die Heilige Gees kom, mag die Heilige Gees werk. Ons tree in vir Gys wat vir ons voorgaan in hierdie week. Dankie vir sy mensies, dankie vir sy bediening, dankie vir die werk waarmee hy mee besig is, en ons sien uit dat vir dit wat hy op sy hart het van U af vir ons gemeente. Amen. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie
ook vir my, word verheerlik, word verhoog deur al die lof, hy juig in my, kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my, Jesus, dit gaan alles net oor U. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun sou gee, gestuur vir mense net soos ons, verdwaal, verlore en verleer. Wat is die mens dat hy aan ons dink? Wat is die mens dat hy ons kom vind? Halleluja, aan die God wat wonders doen, en ons met hom versoen. Halleluja, aan die God wat aanhou gee, aan die God wat altyd weer die eerste tree. Want so lief het God ook steeds vir my, dat hy my elke keer kom haal. Waar herders hande my ophou, as ek ook telke male val. Wat is die mens dat hy aan ons dink? Wat is die mens dat hy ons kon vind? Halleluja, aan die God wat wonders doen, en ons met hom versoen. Halleluja, aan die God wat aanhou gee, aan die God wat altyd weer die eerste tree neem. Toe ek verlore was, Toe ek verlore was, het hy gegee. Toe ek gebroken was, het hy gegee. Toe ek die vyand was, het hy gegee. Want dis wat hy doen, dis wie is, die God wat gee. Toe ek 'n zwerver was, het hy gegee. Toe ek so ver weg was, het hy gegee. Nog voor ek na U kom vra, die lewe gegee. Want dis wat hy doen, dis wie is, die God wat
Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun sou gee. Here my toevlug, U is God van my hart. Niks maak meer saak nie, slegs hier U. Neem nou my gedagtes vanoggend tot aan. Selfs as ek slaap, U naby uit my loop. En wie sien my wysheid, die waarheid die woord, versoen met U grondheid, vir ewige beurt. U is my Vader, en ek is U kind. U Gees nou en woonend, en eenheid herstel. Wie sien my beskerming, my swaard vir die stryd? Wie sien die godsbeeld in wie ek verbly? U my siel vestig, my veilige skuil. Lig my na waar U is, O krag van my krag. Rykdom het geen belang nie, en geen menselijke lof. U is my erfenis vir nou en altyd. Aan U en U alleen my hart toegegee. Jesus my koning, my skattesin. Hoogste in die hemel, oorwinning behaal. Hemelse vreugde wat van U afstraal. Hart van my eie, wat ook al gebeur. Wees steeds my toevlug, o Heer van ons. Of jy geleentheid gee om net jou oë toe te maak. Ek love hierdie song. Het sê, wees U my toevlug. Wees U die een waar ek veilig voel. Wees U die een waar ek my hart kan kom uitstort, waar ek nie nodig het om my emosies terug te hou nie, nie nodig het om goed weg te steek nie. Veilig weggesteek. By Jesus. Stort jou hart vir Here uit.
jou bekommernisse, die goed wat vir jou dalk te veel voel op hierdie storm. Here, ons wil vir U dankie sê dat ons hierdie woorde kan sing en kan weet dat ons veilig weggesteek is by U. Dat U vir ons intree, dat U ons skoon gewas het van al ons tekortkominge en ons sondes. Goed wat ons so na ons toe trek. Here, dankie dat ons hier in die begin van Pinkster voor U kan staan met hande wat oop is. Om te ontvang deur die Gees. Ons wil vir U dankie sê dat Gees hier by ons kan wees en ek kom bid, Here, dat U om deur sy woorde, deur sy hart, deur sy menswees, ons sal kom seën deur U. Ek kom gebruik hom as 'n instrument in U hand. Here, dankie dat ons die voorreg het om 'n eenheid te kan wees, al kom hulle van die Kaap af. Here, want dit is wat ons in U is. Familie. Ek kom bid, Here, dat U vandag hier ook elkeen van ons sal seën, sommer ons harte sal kom stil maak, die deurmekaarigheid, die besig wees vir 'n oomblik van peacefulness by U. Ons kom bid dit in U groot en heilige naam. Amen. So, dat ek maar net eers my nervousheid kan. Ek wil baie dankie sê vir die praise and worship. Ek kom met ek aanpassingsprobleme vir die eerste, sê maar 48 uur. Ek bly in die hemel. So dit bly altyd vir my 'n bietjie van 'n probleem om weet onder die gewone aardse scenario's in Pietersdorp nou te ontspan. So ek gaan vir julle 4 prentjies wys van die hemel. So ek sê altyd vir mense, wel, weet, as jy hemel toe wil gaan, maar kom eers na ons toe, dan kyk jy of dit vir jou lekker gaan wees. So die eerste prentjie is hierdie prentjie van ons dorpie. Die dorpie se naam is Greyton. Die volgende prentjie wat ek wil wys is so, ekskuus, is 150 meter van my voordeur af. Dis die wonderlike pad waarin Duitsers veral gereeld te Greyton toe kom. Jy sal sien daar so, daar loop 'n paadjie en hy gaan McGregor toe. Wonderlik, en dan as jy nou in die berge verdwaal raak, julle is dit eintlik 'n wonderlike verdwaal. En dan hierdie is sê maar so 10 meter van ons huis af, die volgende een. Ek gaan die volgende een wys. Is ek praat van daai kloof as die kathedraal. Want as jy nou dis so ja so 10-15 meter se stap van ons huis af, as jy daar gaan sit, dan oorweldig skoonheid. Ja. Ek weet die Here is oral, hy is natuurlik vanoggend hier, anders is daar geen sin om vanoggend hier te wees nie. Maar hy is baie spesifiek daar ook. En jy gaan in verwondering. Vriende, laat ek maar dadelik sê,
preek jy eintlik nie, ek getuig. En dis wat ek ook nou môre en dinsdag, woensdag wil doen. En ek wil die konteks baie sterk neersit vanoggend van waar alles wat ek vertel eintlik vandaan kom. En ek gaan 'n teks lees wat ek wil waarborg nog nooit deur jou beleef is dat dit in 'n kerk gelees is nie. Maar dit kom met die Bybel uit. So kom ons gaan saam lees. Ek gaan net een gebedsin bid. Here, ek het die groot behoefte om vanoggend saam met hierdie geloofsgemeenskap vir u te kom vra. Kom maak ons oë oop dat ons kan sien. Amen. Ek lees uit Klaagliedere 3. Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste. Ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou. Ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettinge aangesit. Al roep ek en al smeek ek om hulp. Hy weier om my gebed te verhoor. Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my eenkant toe gekeer en verskeur, my vermink laat lê. Hy het sy boog gespan en my 'n teken vir sy pyle gemaak. Hy het sy pyle diep in my liggaam ingeskiet. Ek word uitgelag deur my hele volk. Hulle sing heeldag spotliedjies oor my. Hy het my bitter dinge laat sluk, die lewe vir my galbitter gemaak. Hy het my gruisklip laat kou, my in die grond getrap. Vriende, hierdie woorde is die mees akkurate woorde wat ek kan vertel wat in 2000 tot 2002 met my gebeur. So ek wil vanoggend hierdie storie vertel wat ek noem my woestynstorie. En ek wil iets vertel van net baie kort van wat aanleiding daartoe gegee het. In ons predikante, weet nie nou meer of dit nou meer so is nie, maar in daai tyd weet jy woon in 'n pastorie. So ons het van Somerstraat af van Durbanville toe gekom en ons daar was toe nie 'n pastorie nie en ons moes toe huis koop en na baie bid en al daai dinge het ons toe baie ou goeie verwaarloosde huise koop. En ons moes uit die eiendom moes ons geld maak want ons het 4 kinders en ons het 'n gastehuis ontwikkel. En toe ons die huis koop was die rentekoers 17,5%, 96. En almal het gesê dis die hoogste wat rentekoers nog ooit was, die pad is nou af. En in die eerste 2,5 jaar het ons uitstekend gedoen met hierdie gastehuis. En ek weet nie wie van julle kan nog onthou nie, maar in 99 het rentekoerse tot 27% gegaan. En die van Skoors het in Durbanville gemeente in 2000 bankrot gespeel. Ons bankrot gespeel. Nie wetlik nie, maar tegnies. So al ons polisse is opgevra en ons het ons huis verloor en ons het die vermoë verloor om ooit weer ons eie huis te besit. Ons het maande gelewe sonder 'n sent om 'n brood te koop. Ons het gekry dat mense geld vir ons kom gee en kospakkies by ons huis kom aflewer. Ek het my kredietkaart voor, dit is nie 'n slegte ding nie. Maar ek kan nie jou vertel hoeveel keer ek soggens vroeg met my debietkaart na 'n kitsbank toe is, daar is mos iets soos 'n God. Hy weet mos wat met die van Skoors aangaan. Mense kan mos ons bankbesonderhede by die kerkkantoor kry. Miskien het iemand geld inbetaal vir brood. Ek kan nie vir jou vertel hoeveel keer ek die strokie gekry het, no funds available. No funds available. Maar wat my gebreek het,
was op daai pad, het een van ons 4 kinders, die derde kind, tweede seun, op 10-jarige ouderdom, het hy teruggekom van 'n rugby toer af wat mense hom geborg het. En ek sal nooit vergeet nie, toe hy sy T-shirt by die huis uittrek, is 'n fris ouetjie, op 10. Toe sien ek in Tia ribbebene. En sy maak dadelik 'n afspraak by ons dokter Pel, en ek sal nooit sy eerste sin vergeet na die ondersoek nie. Wel, hierdie kind van julle sal vir die res van sy lewe elke dag ten minste 3 maal per dag ingespuit word om te bly lewe. Nou hierdie 2 goed, ons finansiële desperaatheid en my kind se siekte, het op die ouderdom van 48, alles wat ek gedink het, ek van God weet. Alles wat ek gedink het, ek weet van die Christelike lewe, hoe dit werk. Alles wat ek gedink het, ek van Gys weet, het in duie gestop. En ek het in 'n skag afgeval, nie depressie nie. 'n skag, 'n donker skag afgeval. En ek wil vir jou iets hiervan vertel. Hierdie 2,5 jaar van donkerte, van woestyn. Ek is oortuig, vriende, dat God se pad met ons begin voor geboorte. Maar my pad met God het begin in 1973 in Stellenbosch as 'n bedryfskundige student. En in 'n gewone aanddiens het my ore vir die eerste keer oopgegaan en daai aand het ek vir Jesus ontmoet. En ek is na my koshuiskamertjie toe en ek het my hart vir die Here gegee en 'n klomp van ons het dit ervaar en daar het 'n geweldige opwindende tyd aangebreek. Wat ek sal beskryf met 'n nuwe wêreld het vir my oopgegaan. Jesus. Vergifnis, genade, liefde, vreugde, blydskap, vrede, sekerheid, kunskap, ewige lewe. En toe ek klaar my bedryfskundige studies voltooi het ek gewerk in Windhoek en daar het hierdie God my vasgekeer en my geroep om terug Stellenbosch toe om teologie te gaan swaat. So vriende, op 48 wil ek net sê, het ek dan toe al 'n bietjie van die lewe ervaar. En ek het 'n bietjie rugby gespeel, dis nou nie 'n belangrike storie, maar laat ek net sê, in my rugby ervaring het ek genoeg mislukkings ervaar. Dok Krywe het 'n sekere idee oor my gehad, dit nooit gematerialiseer nie, as gevolg van beserings en beserings en beserings. So ek het geweet, baie vinnig, dat as jy 'n Christen word, is dit nie maanskyn en rose nie. Ek het dit geweet. Maar niks kon my voorberei op 48 vir woestyn. Niks. So kom ek vertel vir jou iets van hierdie pad. Ek kan nie in groot detail doen nie, maar ek wil iets vir jou net laat verstaan van waar alles uit sal kom, wat ek hierdie week oor te sê. Ek onthou baie goed, vriende, toe ek begin besef, okay, hier gaan die rentekoers nou, ons gaan dit nie maak nie, het my gebedslewe vernou tot 'n hygekreet. Een sin het ek vir 9 maande gebid. Here, help. Help nie dat ons hierdie huis kan behou, want ek het geweet, as ons hierdie huis verloor ons finansiële sekuriteit vir ons ganse lewe, vir ons ganse toekoms. Here, help tog nie dat ek hierdie huis kan behou. En dit was min of meer, ek dink na 9 maande, het ek iedere oggend wakker geword, en was dit glashelder. Hierdie gebed gaan nie beantwoord word. En vriende, dit is ook nie beantwoord. En kom ek sê vir jou, die pyn, die donkerte, die verwarring, wat oor my gespoel het en my afgetrek het in hierdie skag, het ek moeilik woorde, dis om klaagliedere, is die beste verwoording van wat ek ervaar het, nie net in die begin nie, maar dwars deur hierdie tyd van 2,5 jaar. En dan 'n diepe alleenheid. Dis interessant, vriende, wat 'n krisis met jou doen. 'n Krisis, dit voel vir jou asof jy die enigste alleen mens is. Alle kontakte, en ek het nogal kennisse en pelle en goed, word absoluut, jou vertroue om dit te ontgin, verdwyn. En al wat oorbly, is jy en jou eie bloedkol. En dan, vriende, ek wil iets vertel van hierdie 2,5 jaar, word uit magteloos. Om elke dag jou kind te sien, dat hy worstel met die siekte, dat hy ingespuit op hom moet word,
dat ek nie geld het om brood te koop nie. Hierdie goed, dit stoot in jou 'n woede op. En die woede was gemik teen hierdie God, vir wie ek my lewe prys gegee het. So ek het beleef, dat hierdie God, vir wie ek my lewe gegee het my teestander geword. Presies in die woorde van die teks wat ek gelees het. Jy kan dit weer gaan lees, Klaagliedere 3. En dan vriende, op hierdie pad van 2,5 jaar, ek is 'n bietjie van 'n dromer. Ek lewe 'n bietjie baie sterk na die toekoms toe. En wie wat het ek ervaar? Wat gebeur met jou as jy niks geld meer het nie? Dat my drome was geamputeer. Die voorsiening wat ek gemaak het vir my kinders, om op 'n ouende te kan gaan swat. Die ding dat ons op 'n ouende kan gaan vakansie, op 'n ouende, dat ons iets op 'n ouende kan, jy word daarvan gestroop. En na die tyd het ek hierdie teks gelees. Onthou jy die storie van Naomi, in die boek Rut. Eers is haar man mos dood, maar daar was 'n hongersnood in Israel, dan trek sy na die vreemde land toe, dan gaan haar 2 seuns ook dood, en sy sit op en net met haar skoondogters, en dan kom sy terug weer na Israel toe, en dan sê sy hierdie woorde vir haar vriendinne: moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Dit was my ervaring, dat hierdie God, wat lewe beloof, het vir my dood gebring. Maar vriende, dan, die gevaarlikste tyd van hierdie 2,5 jaar, is wat ek noem stilte. Ek het maande in die woede geleef. En toe breek die gevaarlikste deel van hierdie reis aan. Die stilte. En ek weet, vriende, ek het op die rand gestap om uit geloof uit weg te stap. Hierdie stories oor God, hierdie stories oor Jesus, hierdie stories oor die Bybel, hierdie stories wat die kerk op en nou vertel, as die chips werklik down is, sal jy agterkom, daar's niks. Daar's niks. En dit was min of meer hier, wat ek besef het, ek het my GPS verloor. Ek het nie 'n klou waar ek is nie. En ek het genoeg van Henry Nouwen in die 80's gelees, en daar het 'n woord na my toe gekom, en dit is spiritual directing. 'n Spiritual director. Is amper iets soos 'n mentor. En Desmond Tutu het 'n Center of Spirituality langs Aatjies daar in Kaapstad gehad, en ek het die nommer gekry, en ek bel die nommer. En Barry Gray antwoord, ek het nie geweet wie hy is nie. Ek het nie geweet dat hy die direkteur is van die sentrum nie. En ek het vir hom in 3 sinne gesê, I lost it. En hy het gesê, ek kan môre kom, en ek gaan toe die volgende dag, en ek kom van no funds available af, want ek wou meer petrol ingooi, ek kom van no funds available af, die strokie. En ek gaan sit by Barry Gray, en jy kry 'n uur afspraak. En min of meer vir 45 minute, het ek om die waarheid vertel. Ek is vanoggend in 'n baie heilige omgewing, so ek kan nou nie alles sê nie. Maar ek het vir hom alles gesê. Ja, ek het net besluit, ek gaan niks terughou nie. Ek gaan vir jou presies vertel wat ek van God dink. Ek gaan jou presies vertel van wat ek beleef, van wat ek ervaar. En na, sê maar min of meer 45 minute, het Barry Gray, het hy so op die grond sit en kyk, en toe tel hy sy kop stadig op, en hy kyk my vierkantig in die oë, en hy sê vir my die volgende: Gys, you have to learn patience. Maar ek het amper opgestaan en hom getackle. Eerlikheid, ek het nou vir 45 minute my chaos, my ontwrigting, het ek vir jou vertel. Ek kom al 2 jaar. Guys, you have to learn patience. En toe die volgende sin, you have to wait for initiative from the other side.
Nou vriende, ek is in die Kaap, is ek nou 'n bietjie bekend met die rugby. So ek het 10 mense geïdentifiseer. Hoorie, dat ek na hulle toe kan gaan en sê, hoorie, gee net vir my R10,000. Dat ek net vir Tia en die kinders 'n woonstel in Kraaifontein kan koop, dat ons ten minste iets het, dat as ek wegval, dan is daar ten minste iets. En op pad terug van Berrygrey het ek daai plan om myself uit hierdie situasie uit te domkrag, het ek prysgegee. Ek gaan 'n sterk woord nou gebruik. Walging. Walging. Wie waaraan het ek en Tia gewilg? Was dat welmenende Christene na ons in daai tyd gekom het met 'n Bybelversie om vir ons te sê, moenie worry nie, dit sal môre beter gaan. Wie wat? Die bloed was besig om uit my lewe uit te spuit en jy kom met 'n band-aid-strokie van 'n teksvers om op my te plak. Die wond is oop. En jy probeer die band-aid-strokie plak sodat jy beter voel. En daar het ek iets gesien in myself. Hoe swak ons as die kerk is, as ek ook, om saam met mense te loop wat woestynpaaie loop. Want jy sien vriende, ons wil mense fix. Ons wil goedkoop antwoorde gee. Ons wil mense fix. Daar is nie 'n quick fix nie. Daar is nie goedkoop antwoorde vir baie goed nie. Nou maar laat ek nou draai. Vriende, nou min of meer 2,5 jaar, ry ek van die N1 af, terug Durbanville toe, verby Tygervallei, is 'n groot mall daar by ons. En sê maar, ek dink by die tweede robot, na Tygervallei. Toe stop ek, die robot is rooi, en 'n gedagte skiet my te binne. En die inhoud van die gedagte is, Gys, dit is ek wat met jou besig is, en ek is besig met die grootste rekonstruksie van jou lewe. Maar ek het my omtrent gestrip. Jy wil nie sulke twak hoor nie. Jy wil 'n oplossing sien. En die volgende weke en maande sou daai al hoe sterker na my toe terugkom. Totdat ek begin vermoed het, dis nie 'n trein wat aankom. Maybe dit is hy. En vriende, ek het na die kerkkantoor gegaan en vir hulle gevra ek wil 'n sleutel hê van die kerkgebou. En ek wil absoluut 'n versoek rig dat tussen 8 en 9, maandag tot Vrydag, dat die kerkgebou nie skoongemaak word voor daai tyd nie. En tussen 8 en 9 het ek in die volgende weke en maande, het ek daai tyd, na ek die kinders afgelaai het by 3 skole, het ek daai tyd in die liturgiese ruimte, dis nou hierdie ding, is die liturgiese ruimte, van die kerkgebou in Durban, van moedergemeente, het ek daar, en kan ek sê, ek het die meeste van daai tyd daar gelê. En kan ek vir julle sê, Cowboys don't cry. Ek is 'n rugby. Maar daar het ek die meeste gehuil, as wat ek in my lewe saam gehuil het. Want wat het besig om my te gebeur, gaandeweg, dat 'n honger en dors na God self, het my lewe oorgeneem. Dat 'n shift gekom. Ek het nie meer begin soek na, hoe kom ek hier uit nie, na oplossing toe nie. Dis gaandeweg vervang met 'n honger en dors na God self. En dan gaan ek nou iets sê wat glad nie sin maak. En terwyl ek presies in daai tyd, dit was nou nie net in die kerkgebou, nie was daai periode, maar die kerkgebou, daai uur, tussen 8 en 9 was die fokuspunt. Hoe meer hierdie honger en dors na God toegeneem het, vriende, hoe meer het ek ervaar dat God afwesig is. Kan ek vir julle psalms lees? My God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie. My rots, waarom het U my vergeet? En vriende, dis eers maande na die woestyn.
Ek het tot die volgende konklusie gekom. Dat presies daar, in daai weke en maande, wat my honger en dors na God my lewe oorgeneem het, en hy afwesig was, daai was die mees geseënste tyd van hierdie hele 2,5 jaar. Want jy sien, daar het iets in Gys gebreek, wat absoluut crucial was om te breek vir God se pad met my verder. As ons tyd gehad het, sou ek nou baie graag wou gehoor het. Hoe raak hierdie storie wat ek vanoggend vir jou vertel, hoe raak dit jou vanoggend? Hoe raak dit jou? Ek wil 'n paar aanhalings lees. In my nadenke, in studie, toe ek nou na 2,5 jaar uit die woestyn het, ek gaan net een sin nou sê, hoe ek daar uitgekom het, maar ek wil net eers sê, dit waaroor ek nou praat, vriende, na my oordeel, in die afgelope 20 jaar, wat ek met hierdie werk besig is, is hierdie stories, real stories. Na my oordeel, vriende, leef ons tans in 'n Suid-Afrika, en in 'n wêreld, wat totally deur mekaar is. Sodat mense hierdie goed kan beleef, wil ek hê dat mense dit moet omhels. Maar laat my 'n paar perspektiewe gee. Henry Nouwen, it's very hard to tolerate the experience of God as a purifying absence. We are tempted to grasp rapid solutions. Our inclination is to put faith in any suggestion that promises quick healing. Vriende, die godsdienst wat tans in Suid-Afrika verkoop, promises quick healing. In fixes. In our desperate need for fulfillment and our restless search for the experience of divine intimacy, we are all too prone to construct our own spiritual events. In our impatient culture, it has indeed become extremely difficult to see much salvation in waiting. Larry Crabb, in our day of feel-good Christianity, jy sien vriende, die godsdienst wat verkoop is a feel-good Christianity. Say Crabb, we have come up with a wrong view of our spiritual journey. We think of suffering as something abnormal, as evidence that we lack faith. We work so hard to escape suffering that we fail to realize what good things might be happening in us as we suffer. As jy suffering soek met as jou toesluit, dan is jy koekoes. Maar suffering is deel van die lewe as 'n disipel en as 'n Christen. My tyd loop uit. Laat ek net een opmerking nog maak. In 1949 het John McMurray die Gifford lesings in Londen gegee. En hy het 2 slogans neergesit. Die eerste een is the maxim of illusory religion, fluff, spookasem religie, lei so. Fear not, trust in God, and he will see that none of the things you fear will happen to you. Vriende, dis spookasem. Dis fluff. Wat is die maxim of real religion? Fear not. The things that you are afraid of are quite likely to happen to you, but they are nothing to be afraid of. Ek het 'n kort afsluiting. Ek weet eintlik hoeveel tyd ek nog het nie, maar vergewe my maar net. Ek wil nog net die een sin sê uit die woestyn net. Dis 'n lang storie julle. Maar ek gaan net hierdie een ding vertel. In 2003 nooi Amerikaanse pelle van ons, nie Afrikaans nie, Amerikaanse pelle van ons om 'n groot sendingkonferensie in Waco, Texas te gaan bywoon. En hulle betaal alles en ek sê vir jou kom ons gaan. En ons het 2 weke by hulle gekuier in die konferensie en dat niks dramaties gebeur nie, maar hier teen die einde van daai 14 dae het ek bewus geword van 'n fluistering wat ek nie geweet het waaroor dit gaan nie. Maar toe ek en Thea op die vliegtuig klim, toe het ek nou toe gedraai en van gesê, ek dink ek het sy stem gehoor. En vriende, wat ek nou vir jou gaan sê, stempel my lewe op hierdie oomblik en sal my lewe stempel totdat ek my kop neerlê. Wat het ek gehoor? Dat Jesus Christus vir my sê, Gys, jy is amper 50, maar ek en jy gaan oorbegin.
En ek gaan jou terugvat na die hart van die Christelike geloof toe, en dit is net een woord. Maar dit sal die res van jou lewe vat om hierdie een woord te ontgin, te ontdek en te integreer. En hierdie een woord is Jesus. Wat was my eerste reaksie? Ek het uitgebars van die lag, en my eerste spontane gedagte wat by my opgekom het, wat kan u my meer vertel van Jesus? Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek is al 30 jaar 'n Christen, 20 jaar 'n predikant. Wat kan u my meer vertel van Jesus? En daai eerste reaksie van my, het diep iets in my ontmasker. Dat as 'n predikant op 48, het ek verveeld geraak met Jesus. Verveeld. En vriende, toe ek dit in myself raak sien, toe sien ek dit oral. So ek gaan nou hierdie stelling maak. Die nommer 1 probleem, uitdaging van die kerk, nie net die NG Kerk, die kerk in Suid-Afrika en die Weste, onder ons as Christene, is ons het verveeld geraak met Jesus. En as ek met Paulus lees, as hy oor Jesus praat hy met verwondering. Nou vriende, ek wil hierdie week iets vertel van my eie reis van verveling na verwondering. En ek wil afsluit deur net in baie kort vir jou te sê, en ek gaan daaroor dan in detail praat, wat vir my oopgegaan het. En as julle dit kan gooi, laat ek net sien waar ons is nou. Vriende, die hart van die Christelike geloof is nie 'n teksvers nie. Dis nie dogmatiek nie. Die hart van die Christelike geloof is iemand. Dis die lewende, opgestande, gekruisigde, wat deur sy gees nou in hierdie plek aanwesig is, en oral waar jy jou voete stap, is hy aanwesig. En hy wat ons uitnooi, die mensdom uitnooi, op 'n reis tot egte menswees. En ek het skilderye wat Alida Botma gedoen het, wat ek ongelooflik opgewonde is, om iets vir jou van hierdie reis in 5 minute klaar mee te maak. Kom ek begin hier die eerste ene. Kan julle vir ons... Ok, julle moet nou eintlik een, maar dis reg. Vriende, ek weet dat Jesus nie so gelyk het nie. Maar kan ek vir jou sê, die afgelope 20 jaar het ek ontdek, Jesus het nie so gelyk nie, maar hy is so. Jesus Christus is onder ons aanwesig met 'n vriendelikheid en met 'n gasvryheid en met 'n uitnodiging waar hy die mensdom uitnooi na hom toe, en dan vriende, om ons lewe te leef onder sy koningsgesag en onder sy koningsheerskappy. Ek gaan in diepte môre aan daaroor iets sê. Jesus nooi ons om op 'n daaglikse basis ons lewe te leef onder sy koningsgesag en heerskappy. Ons het net een van twee keuses. Of ons lewe onder ons eie gesag en ons eie naam, en dan neek ons dit op, en dit kan jy oral nou sien. Of vriende, jy lewe onder sy koningsgesag, en sy gesag is nie neerdrukkend en pers die lewe uit ons uit nie. Dit ontsluit lewe. Hy ontsluit lewe. En vriende, wanneer ons daarvoor ja sê, vertrek ons op 'n reis. 'n lewenslange reis. Saam met Jesus. En hierdie reis, saam met Jesus, wat ons disippelskap noem, is 'n reis wat deur verskillende seisoene gaan. Daar is wonderlike lente en somertye. Maar daar is ook herfsttye wat dit vir jou voel asof jy alles verloor, maar daar is ook dieper wintertye wat dit vir jou doodgaan. Wat jy doodgaan. En daarom vriende, volgende prentjie, vestig Jesus rondom homself diep vriendskappe. Jesus vestig rondom homself en met mekaar diep vriendskappe. Vriende, op hierdie reis het ons dringend veilige ruimtes nodig. Ons het ruimtes nodig waarin ons nie veroordeel en afgeskryf word nie. Ons het genoeg daarvan.
Ons het ruimtes nodig waarin ons onvoorwaardelik aanvaar word en liefgehê word. En waarin ons ook in liefde accountable gehou word, verantwoordbaar gehou word. Maar is ruimtes, vriende, waarin ek eerlik kan wees, sonder om gefiks en sonder om geoordeel te word. En dan, vriende, op hierdie reis, volgende prentjie, leer Jesus ons om oop te gaan vir homself. Vriende, Jesus leer ons om oop te gaan vir onsself. Ons is eintlik net oop vir onsself. Hy leer ons om oop te gaan vir hom, vir Jesus Christus die Here, om hom eerstens te leer ken en eerstens met hom te lewe. Maar dan, vriende, verder op hierdie reis, volgende prentjie, leer Jesus ons om eerstens met onsself te lewe. Vriende, ons almal leef met maskers. Wie waarvan kom ons maskers? Ons maskers kom uit ons kinderjare uit, waarin ons seer gekry het. Almal van ons het seer gekry in hierdie ruimte. Alle mense op hierdie planeet het seer gekry. Waarom? Groot word is 'n brose affære. So ons ontwikkel verdedigingsmeganismes om te cope. Ek is op 11-jarige ouderdom op 'n klein plattelandse skooltjie, is ek verwerp, uitgestoot. Nee. Dit het 'n enorme effek gehad op my menswees, wat ek nou eers die afgelope 20 jaar aanpak. Maar jy begin met 'n masker lewe. Nou vriende, op hierdie reis saam met Jesus, ontmasker Jesus ons. Maar nie om ons te shame nie. Hy kan nie shame nie. Hy kan ons nie beskaam nie. Hy ruk nie die masker eensklaps af nie. Maar hy moet die masker stukkie vir stukkie verwyder, want as Jesus my wil verander, moet hy my masker aftrek. Hy kan nie 'n masker verander. En dan, vriende, omdat ons Jesus se gesag oor ons lewe erken, en ek gaan hierdie volgende prentjie, nee, gaan maar net eers aan, nog een. Ek gaan nie veel hieroor sê nie, want ek gaan dit nou bietjie, ek gaan dit opneek as ek nou hieroor iets sê. Maar as jy iets hiervan wil weet met die Dinsdag aankom, dat 'n nuwe wêreld vir my oopgegaan om Jesus en ons aardse lewe te verstaan, wat net gans anders is as wat ek my ooit het voorgestel het. Waaroor gaan die reis, die volgende prentjie? Vriende, wie waaroor gaan die reis van disippelskap? Waaroor gaan die reis waarop Jesus ons nooi? Dit gaan oor radikale karaktertransformasie. Dit gaan oor radikale innerlike karaktertransformasie. Wat is die nommer 1 probleem in Suid-Afrika? As 80% van die mense in hierdie land by die laaste sensus gesê het hulle is Christene. Wat is dit? Ons lewer nie mense van karakter nie. Vriende, as die geloofsgemeenskappe in Suid-Afrika mense van karakter sou geleef het, sou ons nie in hierdie gemors gewees het wat ons nou is nie. Jesus nooi ons op 'n lewenslange reis van 'n radikale innerlike karaktertransformasie. Vriende, dit is 'n lewenslange proses. En dit is Jesus wat deur sy gees dit doen, maar dit gebeur nie onder narkose nie. Ek en jy is absoluut aktief by hierdie betrokke. En die geloofsdissiplines en gewoontes is ons aktiewe meegee van ons as die klei in die hande van die pottebakker om ons te verander. En dan, vriende, waarop alles uitloop, dit loop alles uit, dat van dag 1 af eintlik, het Jesus ons in diens geneem as sy medewerker. Vriende, Jesus is tans besig in Suid-Afrika en in Afrika en die wêreld om sy koningsheerskappy te vestig. As jy nie verstaan wat ek nou sê nie, môre aan. Maar ek wil dit dan in detail uitpak. Maar die manier waarop hy dit doen, is hy trek ons in onder sy koningsgesag. En ons begin sy koningsgesag en heerskappy in hierdie wêreld inleef. Op elke terrein. Huwelike, gesinne, werkplekke, oral. Maar die enigste manier hoe jy dit kan doen, is deur dienskneg leierskap. Vriende, dat daar iets kan bestaan soos 'n arrogante, beteweterige, van bo af oordeel Christen. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Ons volg 'n gekruisigde koning. Dat 'n Christen getipeer kan word met arrogansie, beteweterigheid, met 'n judgmentalism, is onmoontlik eintlik.
en ek sluit af, hierdie prentjies het ons gepak in 'n kruis. Ek sal dit môre aand saambring. Ons het 'n brosjurietjie wat hierdie ding en yskas magnete wat hierdie ding kan verduidelik, wat jy kan gebruik as jy wil. Ek wil net nog 2 goed sê, vriende. Hoekom ons dit in 'n kruis verpak? Hierdie reis saam met Jesus is 'n reis in die liefde van God in. Die kruis is die dieptepunt waarin God homself gewys het wie hy is in Jesus en hoe hy is. En die reis van 'n disipel is 'n inbeweeg in die liefde van God in Christus Jesus in. Make yourselves at home in my love, sê Jesus in Johannes 15:9. Maar dan vra hy die reis ook, en dis wat 'n kruis vra, selfprysgawe. Selfprysgawe. Maar dis nie hierdie negatiewe ding wat ons daarvan gemaak het. Vriende, selfprysgawe is die sterwe om te kan lewe. Ek wil jou graag hierdie week uitnooi om net oop te wees vir 'n radikale herverstaan van die Christelike geloof en die sentrum daarvan is Jesus. O Heilige Gees, Gees van Christus, kom en maak ons blinde oë oop, dat ons kan sien, dat ons U kan sien, en dan ook onsself op 'n nuwe manier, en ook die wêreld waarin ons lewe op 'n nuwe manier. Kom o Skepper Gees, en kom vernuwe ons in hierdie week. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread, forgive us as we
Vriende, ons is by die hoogtepunt van hierdie diens. Die Here wil jou seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is en bly met julle. Amen. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede